Goeienaand en welkom weer eens by Makassa Al Pride se inspirasieprogram Kom kuier saam. 2025 is reeds goed op dreef en die herfswind is al reeds in die lug. Rhoda Bazier, 'n gemeenskapsleier, aktivis en iemand wat 'n huishoudelike naam geword het in Makassa, kuier saam met ons vanaand in die ateljee. Hierdie powerhouse van 'n vrou het in haar leeftyd al vele hoede gedra. En vanaand is sy hier om haar storie met ons te deel en bietjie te gesels oor waarmee sy haar mee deesdae besig hou. Rhoda, baie welkom hier by ons in die ateljee. Baie dankie. Dit is regtig 'n voorreg om vanaand met jou te kan gesels. Ons het vanaand 'n bietjie gesels en ek het gesê ek dink ons het nog soos in meer as 30 jaar mekaar iewers eers nog raak geloop en ons het nou al almal baie ver gevorder in die lewe. So dit is regtig 'n voorreg vir my om vanaand hierdie onderhoud met jou te kan hê. Thanks. Rhoda, vertel 'n bietjie vir ons kykers, net so 'n bietjie van jou agtergrond, waar jy vandaan kom, jou ouers, jou sibbe, en waar jy in die familieprentjie inpas. Okay. Ek is gebore, soos almal van ons wat in Somerset West gebore was, by die Hottentots Holland Hospitaal. En ons het in die park gebly. En terwyl die Groups Area Act die bekleierery aangegaan het om mense te remove uit colored areas, uit wit areas, was ons almal gevestig in Makassa. Mense van die Brickfield, mense van die park, mense van ek kan nou nie by 'n ander plek se naam kom nie, maar anyway. So meeste van die mense was uitgeplaas gewees Makassa toe. En dis waar ek ons naartoe getrek het. Ons het gebly in 17 Musikaland. By Methodist skool gegaan, laerskool. Later, toe ons nog vertrek Makassa toe, dus ons by Makassa Primair. Van Makassa Primair af is ons Marvin Park Primair. Dus je kan zien, ons het heel wat rondgegaan. Want die skole, hoe nader het na mense toe gekom het, dan het jy so maar daar ingeval. Dis reg. So, ek is toe later uit die skool uit en het by ook die bazaars gaan werk. Ek het die shop steward geraak daar, wat werkers verteenwoordig vir hulle regte, workshops en allerlei goede bygewoon. En later het ek die CPF, Makassa Gemeenskapspolisieeringsforums, voorsitter geraak. En uit die CPF het ons verskillende projekte aangepak, Safer Schools, Your Child is My Child. In 1 Januarie het ons altyd vir ons bevind op die beach waar ons safety vir kids en families gehad het. En daarna het ek, ons het ook die maintenance forum in Makassa, because daar was baie enkel lopende ouers, vrouens veral, soos is meestal in die menseregte rigting gegaan, om regverdigheid te begin. As jy 'n enkel ouer is en jy's 'n ma, dan die pa raak weg langs die pad en daar's geen contribution nie, maar hy werk nog steeds en die feit dat hy nie support betaal vir die kindie, raak dit die huishouding aan die einde van die dag. Natuurlik, ja. En so wat ek kan agterkom is dat jy, soos jy gesê het, jy was reeds op 'n jong ouderdom, moes jy skuif en jy al met die, ek wil amper sê met die wrede hand van, jy weet, politiek en hoe sal mense die onregverdigheid van die lewe begin kennis maak. Yes. En sou jy sê dit is iets wat by jou as kind posgevat het en dat jy weet, daardie natuurlike aanleg begin ontwikkel het om dan te begin staan vir die regte van mense? Ek wil sê, toe ek die union join as a shop steward in 1986 en het jy werkswinkels deurgegaan en nou destyds was ons mos aan die minder bevoorregte kant. Ons is nog steeds daar. Maar sommige van ons het net meer geleer uit werkswinkels uit en al die goede. En so het jy menseregte begin ken. Jy het saam met Department of Justice gewerk, jy het saam met Social Services gewerk, jy het saam met die feit dat ek 'n goeie netwerke begin vorm. Yes, baie beslis. Ja. Baie beslis. Dit is fantasties want soos ek lees in jou autobiografie is dat jy het meer as 40 jaar se betrokkenheid in gemeenskapswerk en gemeenskapsdiens. En ek het reeds voorheen genoem in jou bekendstelling dat
jy weet, waar 'n mens maar sien op sosiale media of enige ander media, is Rhoda Basir maar een van die raakvatters, die voorvatters, soos ek sê, die powerhouse van 'n vrou. Jy het ook genoem daar dat jy was enkel ouer. En hoe het jy hierdie liefde vir die gemeenskap, hierdie plig of wat jy gevoel het amper om vir jou mense op te staan, hoe het jy dit gebalanseer met ouer wees, met gesinslewe? Sometimes dan neglect de mens jou eie kinders. Maar die ander ding is dat die gemeenskap en my ouers, Anleni Martinez, en my ook 'n ander suster- legende, né, in Makassa. En my Wie kan suster van is Anleni ook- nie vergeet. Hulle het basically my hand versterk. Dis Omdat fantasties. ek al ewig weg gewees het van die huis af met gemeenskapsissues. Ek onthou eendag het my ma vir my gevra, moet ek ook nou 'n afspraak maak om vir jou te sien? So dis die betrokkenheid en die liefde vir die gemeenskap. Dis Maar dit alles fantasties. teweeg En ek gebring. onthou jou ma was ook maar daai mense Ja. mens, nê, en daai omgee mens en die potte sop wat hulle altyd gemaak het. So 'n mens kan regtig sien dat dit saam met jou gegroei van jou kinderdae af en van jou ouers se skoot af. Rhoda, jy was onlangs en dit is wat ons eintlik ook vanaand graag wil deurgee vir die gemeenskap. Jy was onlangs deel van baanbrekerswerk hier so in Makassa weer eens waar nood gesien was. En jy was toe een van die stigterslede van die Makassa Education Forum. En ons weet dat opvoeding is mos die hartklop van 'n nasie. So wat was die rede vir die totstandkoming van hierdie organisasie? Weet jy, ek sal sê die Education Forum moes ek al lankal gestig gewees het. Maar ek dink die feit dat Enrico was jou neksgas en hy het dit uitgebring en vir ons genader. Because ek dink die nice part van dit was hy was 'n educator gewees, 'n onderwyser. En die feit dat dit vir ons almal geraak het toe die skole op 1 Januarie begin en ons hoor dat 'n klomp van die onderwysers kan nie terugkom nie. So daar's kinders wat toe skole begin gesê het dat hulle is in die klas, maar daar's nie 'n onderwyser nie. En die klasse het baie meerder geraak. So die kinders in die klas was nie meer 35, 45 nie. Dit was 60 in 'n klas. En natuurlik raak dit die education en die intake om 'n kind te leer. So toe het ons die nood gesien van ons kinders en van die onderwysers, as die onderwysers nie met daar gaan visie, hoe gaan daai kind se loopbaan geraak word aan die einde van die dag. En dit is so jammer dat soms moet daar eers 'n krisis ontstaan, hè, Exactly. dat 'n mens moet tot daai aksie oorgaan Yes. om dan nou regtig aksie te neem. Yes. Ja. So kan jy vir ons bietjie vertel dan toe nou, julle was toe nou suksesvol in julle pleidooi. Vertel vir ons so 'n bietjie van daai proses wat julle gevolg het met hierdie heraanstelling van die onderwysers. Okay, eerstens het ons 'n publieke vergadering geroep in die skool. En mind you, ek was ook by die skool as 'n leier gewees op Makassa hoor. En ons het en die feit dat hulle die social responsibility is om vir ons te ontvang te alle tye. En ek dink die was goeie hoofde gewees in hierdie skool en so. Ons het 'n publieke vergadering geroep hier by die skoolsaal en hulle het dit vir ons gegee en heelwat ouers en teachers en hoofde was deel van die vergadering gewees. En ons het ons mandaat van hulle afgekry wat gesê het, it is unacceptable that teachers afbetaal word. Dus Enrico het 'n hele presentation gegee in terme van die stand van die skole en hoeveel onderwysers geraak was. So hy kan praat daaroor. En die feit dat ons soveel onderwysers gaan verloor was, 40 onderwysers. Dit is in nou total. in die totaal in Net in Makassa. Makassa, as ek onder korreksie praat. En daarna het ons 'n komitee gestig en van die ouers en parents en ouers en teachers en gemeenskapsmense het uitgekom en hulle het vir ons 'n mandaat gegee om te sê ons moet na die Department of Education toe gaan as 'n komitee en dit het ons gedoen. Ons eerste vergadering was in Valsbaai. Ek dink die feit dat ons 'n goeie relationship het
met onze hoofde, wat onze skole, wat 'n resources vir die gemeenskap Ja. bereid stel Ja. om vergaderings in te hou. En dit is tog so, ekskuus om jou in die rede te val, nê? Was dit nie vir julle net wonderlik geweest om daai ondersteuning te hê nie? Want ek dink dit is een aspek in ons gemeenskappe wat ons baie keer so van praat van daar's nie lekker ondersteuning vir mekaar nie. Hoe het julle daai aspek ervaar? Ek dink as dit kom by sekere goed wat die gemeenskap raak, dan kry jy daai unity en staan almal saam. Een ding is education, ons het saamgestaan. As jy kyk by behuising, al is dit jy call enige mens kan 'n meeting call. As jy net sê ons 'n behuising meeting as jy saal voor. Ja. So education So dis maar die dinge wat die hartklop is Yes. van die gemeenskap, Ja, nê? definitely. Ja. En mense moet weet seker maar hoe om dit te identifiseer. Ja. Because as jy dit identifiseer, dan verloor jy 'n hele klomp goede. Maar nou soos ek gesê het, ons is toe na daai vergadering in Valsbaai mandaat weer gekry en ons is terug na die Department of Education toe in Kuilsrivier. Direkteur Diamond was mee gepraat geweest. Ek was nog nie by die vergadering, maar hulle sê daai dametjie het ons nie goed geaanvaar nie. Maar aan die einde van die dag het ons so 'n goal bereik because meeste van die teachers is weer terug aangestel in hulle poste in terwyl hulle die skole weg is. En ek dink die onderwys die hoofde het dit geomhels in die feit dat hulle alhoewel hulle 'n blaai gekry het met 'n klomp name van die education department wat sê dis die mense wat jy kan vat, dis die mense wat jy kan interview en ook gelukkig was van daai onderwysers weer teruggesit. So ons sê nie ons het 100% behaal nie. Ja. Maar in die toekoms en vorentoe. Want die education forum vir Ward 109 is nou 'n education forum wat beslis vorentoe wil gaan. Dis fantasties. Ons het die 20ste van hierdie maand 'n vergadering met die hoofde. En ons wil hê die hoofde moet na die party toe kom. Because as 'n mens kyk na die struktuur van die organigram van die skool, dan is daar vele posisies wat nie gevul is deur middel van 'n onderwyser nie. So ons kan nie ons kinders aan hulle eie optoelaat because education is power. Ja, absoluut. En dis mos Nelson Mandela wat gesê het, Exactly. Education is the only weapon that you can use to change. Yes. Ek sê sommer vir die kinders altyd your world. Ja. Jy het nou so gepraat van die forum. Kan jy vir ons dan sê die doelstellings van die forum? Gaan dit nou net fokus op opvoederposte of is julle doelstellings ook breër as dit om te kyk na algemene opvoeding en al die kwessies wat binne skole aandag benodig? As ons nou kyk na ons 7 skole wat ons in Ward 109 het, en ons het 2 hoërskole, en die feeding vir die 2 hoërskole is 7 laerskole, wat unacceptable is. Sure. Because meeste van die kinders... En kyk hoe groei Makassa, né? Exactly. Ja, want hulle is besig met 2479 huise wat gebou word in die nuwe uitbreiding. En ek meen, Makassa elke dag is daar mense wat intrek, because deur behuisingsprojekte kry mense huise en hulle kom met hulle kinders, hulle change van skole op. So hoe meer skole ons het en ons een doel is ook om 'n skillskool te kry. Because baie van ons kinders is nie equipped om te leer in die skole nie. So ons sê 'n skills is nie in 'n akademiese rigting nie, om vir kind meer opsies te gee, absoluut, ja. Dis fantasties. Because the unemployment rate is hoog en ons ek dink teenage pregnancy is ook hoog in Makassa en die uitval van studente in die skole is net so So 'n skillskool is ons gaan met Rein Metal ook praat in terme van hulle social contributions wat hulle moet doen towards Makassa en die gemeenskap van Makassa. Dis fantasties. Dit klink iets wat 'n mens regtig na kan uitsien. Soos ek altyd sê, 'n kind jy weet het verskillende aspekte en ons werk met verskillende tipe kinders. Weet selfs in ons klasse. So dit is belangrik dat ons vir ons kinders ander opsies moet gee as net akademiese strome. So dit sal regtig fantasties wees as jy daai gesprek aan die gang kan sit, Rhoda, en jy weet vir ons die aanvoerwerk doen vir so 'n tipe vaardigheidsskool vir Makassa. Jy weet, want hulle sê altyd so, Makassa is altyd so die stiefkind, waar dit by baie dinge kom, né? So, regtig waar, jy weet,
prys julle regtig en ek loof julle vir hierdie werk wat julle nou mee besig is, veral om ons opvoeding van ons gemeenskap en ons kinders reg te kry en om vir hulle te gee dit wat hulle regtig, die kwaliteit opvoeding, wat dan nou begin van die onderwyser af tot die ander aspekte wat hulle opvoeding insluit. Soos jy gesê het, dit is nou deel van die dinge waarvoor julle self wil beywer. Watter waardes staan hierdie organisasie, die Macassar Education Forum voor, Rhoda? Ons staan vir integriteit, so mense wat vir ons join, moenie net vandag kom en môre uitval nie. Ons wil 'n continuity hê en ons wil mense hê om ons te respekteer, wederzijds te respekteer en ons values is om almal saam met ons te neem. Mense wat wil join, kan vir ons join. Ons is baie objektief, maar ons focus is education, learners, community, teachers en so voort. So ons arms is open vir mense wat ons wil kom help en ons is nou min van resources, maar ons glo aan die einde van die dag met die sterk span wat ons is, sal ons dit behaal en integriteit vir ons in terme van vorentoe gaan en ons nie mekaar om die bos moet lei nie, is baie belangrik vir ons. Ja, en kan ek dan vra watter verskille of wat dink jy gaan die einddoel vir julle wees van hierdie organisasie? Vir ons wat ons wil hê is dat elke kind in 'n standaard 10 klas moet slaag en ons wil ook aansoek doen vir beurse in ons gemeenskap in, veral vir kinders wat nie kan of ouers wat dit nie kan afford nie. So ons wil sê aan die einde van die dag vir die ouers daar buitekant, kom na ons toe, as daar enige issue is in jou woning, in die skool, wat die kind benadeel, because ons wil vir almal help. Okay, Rhoda en hulle sê mens moenie 'n vrou se ouderdom weggee nie. Ja. Maar jy het vanaand genoem, jy staan al amper in die SASSA lyn, maar nog nie. So behalwe hierdie Macassar forum wat jy nou education forum wat jy mee besig is daar nog enigiets anders wat jy voel daar's miskien nog daai een ding wat Rhoda Basier nog wil doen vir Macassar en in Macassar? Ons almal weet van die Rheinmetall brand, die 8 mense wat daarin oorlede is. Ek is ook die spokesperson vir hulle. Ons is besig met die saak en ek weet daar is kom ek sê net, ek is die spokesperson en ons het mos nou al vele vergaderings gehad en ons het elke jaar 'n memorial service vir die ouetjie. So op die oomblik is daai nog in die pypbrand en ek is baie objektief om die gemeenskap te help. Enige ene wat aan my deur klop, ek sê nie nee nie, ons help hulle. Maak nie saak whether dit die welsyn is wat ons moet aanvat, die education department, die polisie, die hof, die Department of Justice. So hulle sê jy's net so oud soos jy voel. Dis hy. So whether jy nou al die SASSA lê, ek dink tye het verander. Ja. Jy kan nie eens meer sien wanneer iemand 60 is, want hulle is baie jong. Dit is so. Ja, dit is so, nee, soos hulle sê, age is but a number. It's but a number. Ja, Rhoda, en dan so ten slotte, watter boodskap van inspirasie wil jy graag oordra aan ons Macassar gemeenskap? Ek wil sê dat ons is nog nie 100% united soos ons moet wees nie. Ek het aan die begin gesê, met sekere goede staan ons saam. Maar dan is daar sekere goede waar ons nie met mekaar praat nie. So kom ons luister na mekaar, kom ons vat mekaar se hande en ons loop die pad. Because in elke huis is daar 'n probleem. So whether it is dat daar nie kos in die huis is, die kinders gaan slaap sonder kos, of as jy 'n dak oor die koppie, of kos oor die koppie en dit, of informal settlement. Ons het 'n klomp informal settlements in Macassar. So al wat ek sê is dat ons moet leer om mekaar te respekteer en ons moet hande vat om die issues te adresseer. En ons moet nie in ons huise sit en
sê maar dis nie my probleem nie. Because een probleem as dit opgelos word, dan kan ons almal justice kry daarvoor. Daar sê. Jene Rhoda, jy is 'n mens so na my hart, nê. Jy straal warmte uit, jy straal omgee uit en jy praat nie net nie, maar jou aksies en alles beweeg saam met jou woorde. En ons is regtig bevoorreg dat ons vanaand bietjie met jou kon gesels het oor jou planne vir die toekoms en dan ook veral met die Macassar Education Forum. Ons wens vir julle baie sterkte daartoe en ons hoop dat u as die kykers gaan inkoop op hierdie Education Forum om vir ons kinders van ons wijk 109 die beste opvoeding te kan gee. En ons sê baie dankie vir jou Rhoda dat jy jou tyd afgestaan het om vanaand by Kom Kuier saam te kom kuier en ons sê aan u ons kykers totsiens tot volgende keer. Thank you.